goed en jy? Welkom terug by A Happier You. Kan ek dit gou vir jou insight gee? So, ons moet nou vandag gesels oor of mense regtig kan verander. En ek was nou net in 'n karongeluk, okay? So, nothing major en karongelukke is eintlik baie ernstig. In hierdie land van ons kan dit baie rof raak. Maar vir my, dit was nie so erg nie, alles is okay. Ek en die persoon het net op dieselfde tyd bane verwissel en toe het ons so 'n bietjie te mekaar geskuur. So, kom ons kyk hoeveel van my gedagtes kan ek nou nog steeds articulate vir jou in hierdie podcast. Ek gaan my absolute best probeer, maar committed is ek committed. So hier's ek en jy nou. Kan 'n persoon regtig verander? En dis 'n belangrike vraag, want was jy al ooit in 'n situasie waar jy iemand dalk vir die eerste keer sien in 'n lang tyd? Dalk by 'n reunie of 'n ding. Ek was nie by my 10 jaar reunie nie, dit was laas jaar gewees. Ek het toe nou nie gegaan nie. Soos byvoorbeeld by so 'n plek, of 'n vriendin met wie jy regtig close was en jy sien haar weer vir die eerste keer in 3 jaar, of 'n vriend of wie ook al. En die volgende oomblik stap jy by 'n gesprek uit met die persoon, jy dink, "Joh, jy het verander." Van wanneer af drink jy so baie? Of van wanneer af is jy so ongeskik? Of van wanneer af is jy so en so en so? Dis nou die gedagtes wat in jou kop gaan nadat jy met die persoon gesels het. En ons is baie maklik en vinnig om te sê dat 'n persoon vir die negatief kon verander. Jy weet, hy of sy het ewe skielik slegte gewoontes aangeleer of hulle het so en so verander. Maar is dit moontlik dan nou as ons so maklik vir iemand kan sê of dink dat hulle vir die negatief verander het? Is dit moontlik dat so 'n persoon vir die goed kon verander? Die antwoord is ja. Nou onthou, vir vandag gaan ek gesels oor normale mense soos ek en jy. Ek weet daar is gevalle waar 'n persoon dalk iemand anders, miskien vir jou, vreeslik getraumatiseer het, né, en soos diep seer gemaak het. As jy met 'n tipe van 'n PTSD sit na so iets groots met jou gebeur het en die persoon het regtig jou te nagekom en jy voel jy lewe met 'n wrok saam, stel ek altyd voor jy gaan gesels met 'n professionele persoon daaroor. Maar kleiner dinge in die lewe, soos gewoontes wat ons het en dinge wat ons doen wat dalk negatiewe gevolge op ander mense het, of kleiner habits wat sleg is vir jou, of besluite wat jy neem wat jy dink, "Joh, hoekom is ek so? Soos hoekom doen ek wat ek doen?" Die vraag is, kan jy jouself verander? En die antwoord is ja. Ek is van die opinie dat daar 3 vrae is wat jy vir jouself moet vra voor jy besluit om enige verandering aan te pak. Eerste ene is, sal dit voordelig wees vir my om hierdie verandering aan te bring? Sal dit voordelig wees vir my of vir my gesin? Tweede ene, is ek bewus van wat dit gaan neem om te verander? Derde ene, is ek bereid om hierdie koste wat met so verandering te paard gaan te betaal of te dra? As die antwoord ja is op al daai 3, dan moet jy dit verander. Want weet jy waar het hierdie eintlik vir my begin? Is ek het trends online gesien waar mense goed sê soos, dis maar net hoe ek is en almal moet daarmee saamleef. Ek eet te veel en almal moet maar net daarmee saamleef want dis nou maar hoe ek gaan lyk vir die res van my lewe want dis hoe ek is. Jy weet, ek het hierdie addictions, ek rook nou maar, ek doen nou maar dit, ek drink nou maar dit want dis maar net hoe ek is en almal moet dit aanvaar. Maar ek gaan terug na my oorspronklike vraag toe. Sal 'n verandering voordelig wees vir my en vir die verhoudinge in my lewe? Dan moet jy bewus raak van die gevolge van so 'n verandering en wat dit van jou gaan vereis en die koste daarvan. Sal jy bereid wees om dit te dra? Dan kan jy verander. Dan kan enige persoon behavioral changes maak en enige persoon kan probeer werk aan 'n karakterflaw wat ons dalk het. 'n Ander voorbeeld wat ek mense al hoor sê het van dis nou maar net hoe ek is stilstype in 'n verhouding byvoorbeeld. As jy in 'n fight was met jou partner en jy kry stilstype, en ek praat nou van soos 'n week lank stilstype. Ek is wel bewus dat party van ons, en ek is 'n advocate hiervoor, dat party van ons ten minste 'n dag of wat moet neem om te prosesseer wat gebeur het, wat in die bekleierery plaasgevind het, of wat die risie veroorsaak het, en dan ordentlike gedagtes te formuleer oor hoe jy hierdie gaan oplos. Maar as jy stilstype kry vir 'n week plus, like that's problematic. En as jy dit verander, en ophou sê, dis maar net hoe ek is, my partner moet dit aanvaar, of die mense in my lewe moet dit maar net aanvaar. Sodra jy besef dat as jy daai verander en dit het actually voordele vir jou in, dit hou voordele vir jou verhouding en vir jou eie gemoedsrus ook in, selfs oor die langtermyn eerder, dan dink ek jy kan maar daaraan werk of besef dat dit iets is wat jy moet verander. Maar hoe vind verandering plaas? Verandering vind plaas deur die identifisering van dit wat moet verander en hoekom dit moet verander. Ek dink dit is net belangrik om hier ook te sê dat jy kan nie iemand anders verander nie. Ek moet besef dat ek moet verander. Daai persoon moet besef dat hy moet verander. En jy kan praat en skree
tot jy blou is in die gesig as daai persoon nie bewus is en 'n personal conviction het van die verandering wat moet plaasvind nie, en die voordele verstaan nie, en die moeite wat dit gaan verg nie, dan gaan dit nie gebeur nie. So dan is dit eenvoudig om te sê, as jy nie wil verander nie, as die persoon nie wil verander nie, dan kan hulle nie. Maar as hulle wil en oortuig is van die hoekom, dan kan hulle. So kom ons kyk na maniere hoe ons dit gaan doen. Die nature versus nurture gesprek is baie interessant en daar's baie opinies rondom dit en baie studies wat gedoen is, maar op die einde van die dag voel ek persoonlik, dis so 'n bietjie van 'n 50-50 tipe ding, né? Want jy kan op 'n sekere manier gebore word, maar jou nurturing, jou kondisionering, reg deur jou lewe tot en waar jy nou is, speel in my opinie 'n bietjie groter rol. Want kom ons kyk na negatiewe veranderinge wat mense ondergaan. Negatiewe veranderinge kom of van 'n traumatiese ervaring af, van dit wat ek nou al gesien het in mense rondom my. Hier is nie gebaseer op een of ander kliniese studie nie. Ek het net oë in my kop en 'n brein, so ek kan dink en ek kan sien en ek kan observeer. Dis of traumatiese ervarings wat mense aanmoedig om vir die negatief te verander. Jy weet, of hart te raak in hulle hart, om die wêreld en ander mense op 'n sekere manier te begin sien. Want hulle het seer gekry en nou lewe hulle met hierdie guard op, né? En hulle het klomp defense mechanisms wat oor die algemeen baie kere aggressie of humor is, jy weet, 'n lelike sin vir humor. En hulle doen dit om hulle trauma en hulle eie seer te onderdruk. Of om dit te probeer verwerk op die manier wat hulle kan. 'n Ander manier wat verandering in die negatief soms plaasvind is jou omgewing. As jy konstant omring is met mense en geleenthede om slegte besluite te neem, raai wat? Dis wat jy gaan doen. Dis wat die persoon gaan doen. Kom ons kyk na soos 'n serial cheater. Jy weet, iemand wat net soos keer op keer cheat. My vraag is hoekom? Wat se gedagtes gaan deur jou brein? Hoe werk jou besluitnemingsproses as jy dit regkry om jouself elke keer te oortuig dat dit reg is om te cheat of dat dit oukei is? Daar moes iets gebeur het vir jou om dit te begin doen. En dan vind jy jouself daarna, of jy plaas jouself daarna, elke keer in situasies waar dit vir jou moontlik is om te cheat op jou partner. Ek is 'n groot voorstander van hoe massiewe impak jou omgewing op jou besluitneming kan hê. En as jy jouself konstant in situasies gaan plaas wat jou gaan toelaat om te verval in slegte gewoontes of om slegte besluite te neem, besluite wat nie voordelig is vir jou gesondheid en die van jou verhoudinge nie, gaan jy elke keer in dieselfde struik val. Jy gaan oor en oor slegte dinge doen, habits toepas, tyd saam mense spandeer wat jou negatief beïnvloed, en dan gaan jy vir die negatief verander, want dis waartoe jy die heeltyd jouself blootstel. Nou as dit waar is vir die negatiewe, dan is dit mos nou ook waar vir die positiewe. As jy jouself kan omring met mense wat jou toelaat om dinge te doen wat goed is vir jou gesondheid en vir jou verhoudinge, dan kan jy ook verander in 'n positiewe lig, want jy kondisioneer jou brein op 'n ander manier en jy stel vir jouself 'n environment of 'n omgewing op waar jy suksesvol kan wees en positief verander. Dis hoekom dit so belangrik is om ook 'n support structure in plek te hê. Jy kan nie alleen verander nie. Soos jy gaan val en iewers gaan jy jouself bevind waar jy nie moet wees nie. Ek het my lewe lank nog altyd gedink ek is immuun teen soos accountability, soos 'n accountability partner, altyd in die kerk vir ons gesê, jy kort 'n accountability partner. Dan was ek so, ag nee man, ek kan myself verander. Ek kan self dit doen, ek kan self my nuwe habits toepas en ek kan self dit doen. Jy kan dit nie alleen doen nie. Jy is nie sterk genoeg nie. Selfs al voel jy nou in die gesig gevat, want jy voel jy is, iewers gaan iets gebeur. As daar nie 'n ordentlike plan van aksie in plek is en 'n persoon wat vir jou kan sê, maar onthou jy wat jy besluit het? Onthou jy wat die rede was hiervoor? 'n Accountability partner maak dit net soveel makliker en dit verg, hier is nou rof, dit verg baie vulnerability van jou kant af. As jy dalk iemand in jou lewe kan identifiseer met wie jy super eerlik kan wees oor waar jy is en hoekom jy 'n verandering wil aanbring, gaan jy jou trots moet sluk en vir daai persoon sê, dis waar ek staan, help my asseblief. Nee, jy hoef nie te voel jy moet bakhandjies gaan staan omdat jy nou weak is nie. Dis letterlik net 'n ding om jouself op te set vir sukses. So as jy van plan is om nuwe habits te implementeer of goed wat jy wil verander, stel ek regtig voor jy kry iemand wat jou net op 'n weeklikse basis daaraan kan herinner. En dis dan nou nog 'n vereiste van verandering, is vulnerability. En vulnerability is iets wat ons glad nie van hou nie, want ek wil nie swak voorkom nie. Dis hoekom veranderinge ook vir baie mense so moeilik is en hoekom dit nie iets is wat
enige persoon net kan doen en ja, ek gaan nou so en so en so nie. Ek gaan nou dit verander en ek gaan nou nie meer so wees nie, want dit vereis van die persoon om regtig vulnerable en eerlik met hulle self te wees en dan met van die mense naaste in hulle lewe. Ek sal dan so ver gaan om te sê 'n persoon wat nie wil verander nie, 'n persoon wat bewus is van die positiewe impak wat verandering op hulle lewe kan hê. Ek sal so ver gaan om te sê daai persoon sal nie verander as hulle met te veel trots in hulle hart saamleef nie. Jy gaan jou trots in jou sak moet steek, want dit vereis dat jy admit ten minste aan jouself dat hierdie 'n probleem is. En in vandag se samelewing is daar soveel stemme en geraas rondom ons wat heeltyd ons slegte gewoontes en gevoelens wil affirm. Jy weet, niemand mag vir jou sê dat jy verkeerd is in dit wat jy voel nie, want dan vat hulle jou persoonlik aan. Maar dis nonsens. As jy as persoon met jouself so opset met die mense, die belangrikste mense in jou lewe, en ons het al in 'n vorige episode gepraat oor, jy moet mense in jou lewe identifiseer en wat hulle vir jou gaan wees. So as jy as 'n suksesvolle mens 'n kring om jou het van belangrike mense in jou lewe aan wie jy titels erken het, soos vriend, partner, sibling, en hulle is belangrik vir jou, dan moet jy bereid kan wees om harde klippe ook te kou en as so 'n persoon na jou te kom en sê, hoor jy, ek dink dalk hierdie is 'n probleem. Dan kan jy nie ewe skielik, nee, maar in vandag se society mag jy my nie persoonlik aanvat nie, soos jy mag nie, want jy maak my gevoelens seer. Daai is regtig 'n groot probleem, want dit verhoed ons as 'n samelewing om besluite te neem wat ons actually in harmonie sal laat toelaat om voort te bestaan. Want daar's soveel trots in 2025 en almal moet net goed sê wat my laat goed voel en sodra jy iets sê wat aan my trots vat, raak ek offended en dan gaan ek sommer dieper verval in daai gewoonte in. Want sodra ons daai kan shake en actually so 'n bietjie introspeksie kan doen, sal ons almal bewus word van dingetjies wat ons eintlik doen wat self-sabotage is, in terme van jou gesondheid ook en in terme van jou relationships. As jy net heeltyd wil hê almal moet al jou slegte gewoontes affirm, want dis nou maar net hoe jy is, dan gaan ons nooit ons verhoudinge op 'n plek kan kry wat in harmonie voortbestaan nie. En as jy dan nou finally op 'n plek is waar jy kan besef dat ek veranderinge moet aanbring aan my leefstyl, die manier hoe ek ander mense hanteer, of die manier hoe ek myself sien, of hoe ek myself conduct in sekere situasies, die manier hoe ek my gat wip as iemand my offend, die manier hoe ek stresssituasies hanteer, as jy kan besef dat daar moet verandering plaasvind, dan gaan dit van jou vereis om konstant jou donker gedagtes te onderdruk. Hoor nou, dis hoe verandering gebeur. Jy word gekonfronteer met 'n situasie wat jou toelaat om weer daai nadelige attitude toe te pas, en in elke situasie wat dit plaasvind, gaan jy jou donker gedagtes en jou slegte gewoontes met onderdruk. En mense hou nie daarvan as ek die woord onderdruk gebruik nie, want dit kan dalk impliseer iewers gaan ek ontplof. Maar dit is wat verandering is. Dit is as jy in 'n situasie is waar daar 'n geleentheid is om 'n slegte besluit te neem en jy het die strength om die temptations wat in jou opborrel te onderdruk en dan te vervang met 'n positiewe gedagte wat jou herinner aan die verandering wat jy wil aanbring. Want prakties gesproke kan jy nie net een oggend opstaan en besluit ek gaan van nou af 'n meer positiewe mens met 'n beter uitkyk op die lewe wees nie. Jy gaan môreoggend wakker word met dieselfde diep, donker, sad gedagtes en jy gaan daai moet onderdruk en dit vervang met 'n positiewe vloei van gedagtes. En hoe meer en hoe meer en hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan dit 'n muscle memory vir jou brein raak. Think about it. Dink aan die keer wat jy iets wou verander het in jou lewe en hoe dit prakties vir jou gelyk het. Daar 10 teen 1 klomp geleenthede vir jou opgepop om terug te verval in wat jy was. Maar wat het jy toe gedoen? Het jy verval in dit wat jy was? Of het jy dit vervang met 'n gedagte van ek is capable? Met groter of meer dieper veranderinge wat diep in jou persoonlikheid of karakter is, gaan dit harder werk neem en gaan meer oortuiging verg. Maar eenvoudig, ek wil meer stap hierdie jaar, want dit is goed vir my cardiovascular system. Volgende week as die klok 6 uur slaan en jy moet nou gaan stap want jy het besluit jy gaan 'n beter mens wees, is jy gekonfronteer met 2 opsies. Die een, kom ek gaan doen dit. Die ander een, ek wil nie. Onderdruk daai ek wil nie. Onderdruk dit en vervang dit met 'n ek wil meer stap, hierdie is hoekom ek dit wil doen. En dan gaan stap jy. Môre gaan dit weer gebeur, oormôre gaan dit weer gebeur. So gaan dit 'n siklus raak van jy wat daai negatiewe gedagtes en daai negatiewe
ou jy wat wil oppop. Jy gaan dit onderdruk, druk en jy gaan dit vervang met positiewe gedagtes. Sien dit soos 'n glas. So ons druk die water af, dit loop uit onder, dan sal spasie in die glas vir positiewe gedagtes. Dan sal spasie in jou brein om dit te vervang met positiewe verandering. En dis prakties hoe dit lyk. As jy verkies dat ek die woord vervang gebruik en nie onderdruk nie, kan ons dit ook doen. Maar ek gebruik die woord onderdruk, want as dit kom by temptations byvoorbeeld, soos, ek wil nou daai doen. Jy moet daai wil druk weg, af, en hom vervang met iets anders. Ek het 'n prentjie brein, so ek sien letterlik net hoe druk ons dit af en hoe vervang ons dit met iets anders. Dit verg tyd en dit verg dissipline, maar 'n persoon wat wil verander, kan verander. 'n Persoon wat wil verander met groot karakterflaws, kan iemand gaan sien en kan daaraan werk om 'n verandering aan te bring. Ek dink regtig mense kan, en dalk sit en dink jy nou aan iemand wat jou seer gemaak het, ja, maar daai persoon gaan nooit verander nie. Dis maar net hoe hulle is. Jy gaan hulle nie verander nie, dis die waarheid. Maar hulle kan hulle self verander. Ek is mal oor introspeksie doen, soos die vraag hoekom vra. As jy dalk op 'n plek is waar jy weet daar sekere dinge in jou lewe is, dinge wat jy doen wat jou terughou, dalk is jy lui. Dalk is jy goed in blame shifting. Dalk het jy stilstype baie gereeld. Dalk het jy 'n victim mentality. Everyone is out to get me. My partner wil my net altyd seermaak. Alles wat jou partner sê en doen, sien jy deur 'n victim lens. Jy is die victim in alles. Mense met victim mentalities is eintlik bewus daarvan, net so by the way, as wat ek al opgetel het in myself ook, maar dit is 'n gemaklike plek om te wees. So ek verstaan as jy dalk daar is. Maar vra jouself die vraag, hoekom doen ek X, Y en Z? Hoekom kies ek om op sekere maniere te reageer in sekere gesprekke en situasies? Waar het dit begin? En as jy daai introspeksie gaan doen, sal jy weet waar die klein praktiese veranderinge moet plaasvind. Want weet daai voorbeeld van iemand wat vir die negatief verander het. Iemand wat jy dink, joh, maar jy het verander. Daar was iewers 'n oomblik of 'n situasie waar daar 'n besluit geneem is en toe raak dit soos 'n ripple effek. Buiten highly addictive drugs, dink ek nie daar is iets wat jy een keer doen en dan is dit nou maar net hoe jy is nie. Want iemand wat vir die negatiewe verander, hulle het nie een oggend opgestaan en besluit, nou gaan ek 'n slegte mens wees nie. Iewers was daar 'n geleentheid, en so het dit weer gebeur, tot dit so deel geraak het van wie hulle is. Dis soos, jy het nie een keer besluit om te vloek, een vloekwoord te sê, en die volgende dag is jy net 'n vloekback, elke tweede woord wat uit jou mond uitkom is 'n lelike woord nie. In my opinie is dit meer 'n geval van, jy wat jouself konstant in 'n situasie geplaas het, om slegte besluite te kan neem en nie die inner strength gehad het om eerder die positiewe toe te pas nie. Dus herhaaldelik het jy 'n slegte besluit geneem. Herhaaldelik het jy 'n slegte gewoonte toegepas. En toe word dit vir jou 'n gemaklike plek om te wees. So as jy daai chain wil breek, sal jy moet probeer identifiseer waar dit die eerste keer gebeur en hoekom het dit die eerste keer gebeur. Want as jy nie weet hoekom dit die eerste keer gebeur het nie, gaan jy nie weet hoe om dit te verander nie. Jy gaan nie weet hoe om hierdie negatiewe aspek aan te spreek nie. Of selfs jy gaan nie weet hoekom jy so is nie. Want dan gaan jy sê, dis nou maar net hoe ek is en almal moet dit so aanvaar, eerder as om te sê, die verantwoordelikheid lê by my. En dan gaan dit jou toelaat om redes te sien vir hoekom jy doen wat jy doen. En dan gaan dit jou ook toelaat om dalk terug te gaan in jou lewe en mense te moet gaan vergewe. Want iemand wat jou jare terug dalk seer gemaak het, jou negativiteit nou, en die plek waar jy nou is dalk 'n plek waar jy is, omdat jy nog daai persoon soveel mag oor jou lewe gee. En dis hoekom ek van introspeksie hou, want dit gaan jou wys waar jy te veel mag aan ander mense gee. Iemand wat jou seer gemaak het, wat jy sukkel om te vergewe, dis die punt van vergifnis, is vir jou om in vryheid te leef, om weg van daai persoon se influence te leef, en aan te hou toe te laat, dat iemand wat jou seer gemaak het, jou nou in staat stel om slegte besluite te neem. Jou nou in staat stel om nog verhoudinge seer te maak, as gevolg van wat toe gebeur het. En dis waar vergifnis inkom. Ons vergewe, maar ons vergeet nie. En hoekom ons nie vergeet nie, is sodat ons herinner kan word aan die feit dat ek in beheer is van die besluite wat ek nou neem. So die vraag is, hoekom het jy dit die heel eerste keer gedoen? Wat het jou in staat gestel? Wat het jou gemotiveer? Wat het jou toegelaat om daai slegte besluit die eerste keer te neem? Want die tweede keer dat jy dit gedoen het, was dit 10-1 'n baie similar situasie.
So gaan terug na die heel eerste keer wat jy kan onthou. Kom ek maak seker dat dit nie weer tot op daai punt kom nie, want dis waar my probleem lê. En as dit tot op daai punt kom, dan moet jy die inner strength hê om 'n ander besluit te kan neem. Ek hoop jy is op 'n plek waar trots nie in jou pad staan om veranderinge aan te bring nie. Ek hoop nie jy is op 'n plek waar jy blame shift of jou eie slegte gewoontes te wil justify nie. Dit sal so cool wees as ons in 'n samelewing kan leef of in vriendekringe kan beweeg waar almal verantwoordelik is vir hulle eie besluite en die goed wat hulle sê. Want ek het ook al voorheen vir jou gesê, jy moet in beheer wees van jou emosies. Want as jy nie beheer kan neem van wat hier binne in jou hart en in jou gedagtes aangaan nie, gaan jy mal raak. Jy gaan toelaat dat enigiets wat enigiemand anders sê, jou gooi, want jy het nie beheer nie. So neem beheer oor jou lewe. Identifiseer negatiewe aspekte of nadelige aspekte wat jou gesondheid, jouself en jou verhoudinge negatief beïnvloed. Gaan kyk waar dit die eerste keer fout gegaan vir jouself. En as jy regtig op 'n plek is waar jy kan sê, geen van hierdie probleme in hierdie verhouding is my skuld nie. Geen van die probleme in my gesondheid. Geen van die probleme in my werksplek is my skuld nie. En as dit die waarheid is, dan moet jy besef jy kan nie iemand anders verander nie. En hierdie is dalk nou net 'n persoonlike oortuiging wat ek het, maar as dit nie 'n belangrike persoon in my lewe is nie, soos los hulle. Jy gaan jouself moeg maak deur hulle te probeer oortuig om te verander of vir hulle te wys hoekom hulle moet verander. As dit net 'n random kollega is of 'n onbelangrike persoon in jou lewe wat nie deel is van jou sirkel aan wie jy mag oor jou emosies gegee het nie, hoekom worry jy daaroor? Soos laat hulle net doen wat hulle doen, dit is nie jou verantwoordelikheid nie. Maar wanneer dit kom by jou close circle en die mense op wie jy 'n invloed het en wie jy toelaat om 'n invloed op jou te hê, as daar iets fout is, dan moedig ek jou aan om 'n verandering te probeer bring. En dit begin by jouself. Wees jy die voorbeeld? Wees jy die een wat wys dat dit moontlik is? Wees jy die een wat inisiatief neem? Want baie keer vereis dit van ons om maar die sterkere persoon te wees en die voorbeeld te wees. Daar's twee mense in 'n verhouding, daar's twee mense in 'n vriendskap. Takes two to tango, always. Maar baie keer gaan dit van jou vereis om minder te wees. Want as jy saam met iemand is wat hardkoppig is, ja, kan nie met so 'n persoon redeneer nie, jy kan nie. Maar almal het 'n hart en almal het 'n siel. En as hulle verandering in jou gaan sien, en jou nuwe approach gaan sien, gaan dit hulle hopelik aanmoedig om dieselfde in hulself te doen. En na jy jou bes probeer het om 'n voorbeeld te wees, hoop ek, jy saam met iemand in 'n vriendskap of 'n verhouding waar jy hieroor kan praat. En as jy dit nie is nie, probeer nog steeds. Probeer die rede vir die verandering verduidelik en dan wees geduldig met 'n ander persoon. Almal is anders. Party mense vereis baie meer oortuiging. En woorde gaan die mense verander nie, maar jou voorbeeld kan. Okay, I'll catch you in the next episode.